Goeiedag vriende, welkom by hierdie week so denkings. Ons gaan hierdie week stil staan by gedagtes rondom die lydingstyd. Die tyd wanneer jy luister na die oordenkings, is dit in week 3 van ons lydingstyd. Om in die lig van God te leef. Terwyl ek my voorbereidings gedoen het rondom hierdie week oordenkings, het die oorlog in Oekraïne en Rusland nog voortgewoed en is die vredesverdrag tussen Israel en Hamas ook nog weer opgehef. En toe spring die volgende gedagtes by my op. Hoe kan ons as mense so wreed teen mekaar wees? Mense wat na die beeld van God gemaak is. Het die boosheid van geweld ons so verblind in hierdie wêreld? Ons sien en ons lees in die media en op beeldsendings die vrese van onskuldige slagoffers van hierdie oorlog. Ook die angstigheid van families, veral in Israel, wat wag op die vrylating van hulle geliefdes. Dis toe dat ek dink aan 2 gedigte. Gedigte wat handel oor berge wat ek en jy as mens in hierdie lewe moet uitklim en oorkom. En die eerste gedig is van Amanda Gorman. The hill we climb. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? That day when we step out of the shade, aflame and unafraid, for there is always light if we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. En liewe vriende, dit het my aan 'n tweede gedig gedink. En dit is Psalm 139. Ek en jy weet nie wat die skaduwee of die berg was wat die digter moes uitklim in hierdie gedig nie. Die digter verwoord dit as volg. Duisternis oorval my, die lig om my het nag geword, maar dan die digter se geloofsmoed om uit die skaduwee in die lig te beweeg met 'n belydenis. Vir U Here is duisternis nie donker nie, maar skyn nag soos lig in die dag, is duisternis soos die lig. Liewe vriende, dit is deurwinterende geloof van 'n gelowige wat in voorspoed en in teëspoed leef vanuit Jesus se slotwoorde aan sy disippels. Ek is Immanuel, God by julle, God met julle, tot die volëinding van hierdie wêreld. Want Maleagi sê vir ons, die ligstrale wat vanuit God uitstraal, strale van genesing. Kom ek bid saam met jou. Laat Heer die vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ons in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. Amen.